Goeiedag en welkom by sessie 2 van ons proses en ons praat oor God se heerlikheid. Nou in die Ou Testament sien ons dikwels dat wanneer God na die mens uitgereik het, hy sy karakter aan die mens kom openbaar het. As jy iets van God se grootheid en karakter verstaan, is dit soveel makliker om hom toe te laat in jou eie storie. Dan kan ons hom volg en vertrou met ons hele lewe. In Moses se lewe sien ons hoe God homself dikwels aan hom openbaar. Elke keer as Moses iets van God se karakter ontdek het, het sy geloof gegroei. En hy het sy optrede belyn met wat God se hart vir hom was. Kom ons kyk na 'n paar stories uit die lewe van Moses waar God homself aan Moses kom openbaar het. Die bekendste storie is sekerlik die storie van die brandende bos. Dit speel af waar Moses die skape opgepas het en God aan hom verskyn het in 'n brandende bos. In Eksodus 3 vers 5 tot 6. Daar staan: moenie nog nader kom nie, het die Here vir hom gesê. Trek uit jou sandale. Die plek waarop jy staan is heilige grond. God sê toe vir hom: ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe Moses dit hoor, het hy sy hande voor sy gesig gehou. Hy was bang om na God te kyk. Hier roep God hom om die volk uit Egipte terug te lei na die beloofde land toe. Moses was onseker of die volk na hom sou luister. God bemoedig Moses deur aan hom te openbaar wie hy is en saam met hom te stap. Eksodus 3 vers 14 sê God het hom geantwoord: ek is soos wat ek is. Sê maar net vir hulle, ek is, het jou na hulle gestuur. God openbaar homself as ek is. Ek is. Ek is meer as enige definisie. Ek is groter as enige beskrywing. En dan sien ons met die verloop van tyd in Moses se storie hoe God betekenis gee aan wat hy bedoel het met sy karakter van ek is. Een van die stories kry ons in Eksodus 6. God se opdrag aan Moses om die volk uit Egipte te lei is alles behalwe maklik. Farao maak dit veral vir hom al hoe moeiliker en die Israeliete en Moses raak negatief. In hierdie moeilike seisoen kom openbaar God homself weer eens aan Moses en herinner hom om raak te sien wie met hom is. Daar was 'n paar sulke oomblikke waar God Moses se geloof versterk het en sy roeping kom vasmaak het deur hom te wys wie hy is, as God van sy nasie. Eksodus 6 vers 2 tot 3 sê: die Here het verder vir Moses gesê: ek is die Here. Ek het my aan Abraham, Isak en Jakob voorgestel as God die Almagtige. Hulle het my nie geken as die Here nie. Ek is Yahweh. Hierdie is die nuwe openbaring van God wat hy aan Moses kom gee het. Moses, jy het my uit die storie van Abraham en Jakob leer ken as die een wat almagtig is, die een wat kragtig en magtig is. Maar ek wil hê jy moet my op 'n ander manier ken, my ander kant van my leer ken, wat hulle nie geken het nie. En dit is dat ek Yahweh is. Ek is nie ver nie, ek is by jou, ek gaan saam met jou wees elke tree van hierdie pad. God sê aan Moses: kom ek vertel jou meer oor wie ek is as Yahweh. Eksodus 6 vers 6 tot 8 sê: daarom moet jy vir die Israeliete gaan sê: ek is die Here, ek sal julle verlos van die slawewerk in Egipte. Ek sal julle bevry met krag en met sterk vergeldingsdade. Ek maak julle my eie volk. Ek sal julle God wees. Julle sal weet dat ek die Here, julle God is, wat julle van die slawewerk in Egipte bevry het. Ek sal julle laat kom in die land wat ek onder eed vir Abraham, Isak en Jakob beloof het. Dit sal julle eie land wees. Ek is die Here. Ek is die Here. Ek sal julle verlos. Ek sal julle bevry met krag en met my sterkte dade. Ek maak julle my volk. Ek sal julle God wees. Ek is die Here, julle God. Hoor jy die verhoudingselement in hierdie gedeelte? Ek is Yahweh. Ek is nie ver nie. Ek is naby aan jou. Moses begeer om meer van God te leer en dit bring hom by 'n plek waar hy vir God vra: wys my nog elemente van wie U is. Ons stel hierdie gedeelte weer op in Eksodus 33. Toe vra Moses: kan ek nie maar U heerlikheid sien nie, o Here? Die Here sê verder vir hom: kom staan by hierdie rotse hier by my. Wanneer ek in my majesteit hier verbykom, sal ek jou tussen die rotse laat staan
en jou met my hand beskerm terwyl ek verbygaan. Die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien en ek sal jou my stem laat hoor wanneer ek my naam die Here uitroep. Ek gee genade aan die wat ek wil en ontferming aan die wat ek wil. Ek gaan dan uitroep, ek is die Here. Jy sal beleef en ervaar in my naam dat ek die Here is, wat genade gee en my ontferm oor die mens. In ons eie verhouding met God, kom God en hy openbaar hom ook aan ons. God kom wys aan ons sy karakter, sy potensiaal en sy liefde. Elkeen van ons se stories is anders en die paaie wat ons moet loop lyk verskillend, maar God openbaar hom voortdurend aan elkeen van ons deur sy betrokkenheid in ons lewens. In die Nuwe Testament kom die grootste openbaring van alle tye voor oor wie God is, juis in die vorm van sy seun Jesus. Kan ek jou weer vat na ons hoofstuk in Hebreërs 1. Hebreërs 1 vers 3 sê, die seun weerkaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Jesus self het prakties God en homself kom verduidelik deur verder uitdrukking te gee met wat God bedoel het met ek is. Ek is brood. Johannes 6 vers 35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. Hy sê ek is lig. Johannes 8 vers 12. Verder, by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek is die goeie herder. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. Hy sê ook, ek is die weg. Johannes 14 vers 6. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. In ons elke dag lewe wil Jesus hê dat ons meer en meer moet ontdek wie hy vir ons is. Sal jy hom sien as die bron van jou lewe, die habitat waarin jy moet lewe, die weg, die waarheid en die lewe. Sal jy in die storms van die lewe hom sien as die brood van die lewe, die voorsiener. Wanneer jy antwoorde nodig het, sal jy hom sien as die lig wat kom skyn op die vrae in jou lewe. Sal jy hom sien as die goeie herder wat jou wil lei na plekke van lewe en lewe in oorvloed.